En ek wil julle verwelkom met die skrifgedeelte in die boek van Jesaja 53 vers 5. En die Engelse weergawe lees: But he was punished for what we did. He was crushed because of our guilt. He took the punishment we deserve, and this brought us peace. We were healed because of his pain. We had all wandered away like sheep. We had done our own way and kept the Lord, but all our guilt of him. Glory to Jesus. Amen. Jesaja 43 versie 5 lees: Maar hy is ter wille van ons oortredings deurboor, ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Prys die naam van die Here. So dit is waarmee ek julle wil verwelkom vanmôre. Dat daar iemand moes gesterwe het, sodat daar lewe moet kom. So saam geliefdes, verstaan ons daardie gedeelte. So die Vader het sy enigste seun afgestaan. Sy enigste seun, sy hande is deurboor, prys die naam van die Here. Hy is gekruisig op die heuwel van Golgotha. Hy het gesterwe, hy het die vernedering gevat, prys die Here, sodat ons genesing kon ontvang. Is ons saam? Amen. Watter een van ons as ouers sal vanmôre sê, ek sal my enigste ene afstaan, sodat hy sterwe, sodat die volk verlos moet word. Ek glo nie, hier is iemand nie. Prys die naam van die Here. Hier is nie iemand wat vir my kan sê, Apostel, ek sal my seun gee nie. Hy kon, jy is te lief vir hom. Prys die naam van die Here. Maar hy het sy enigste gegee, laat hy deurboor word. Laat hy deur hierdie omstandighede moet gaan. Laat hy deur hierdie bitter beker moes verbygaan, sodat ek en u 'n lewe mag hê. Prys die naam van die Here. Nou wat wil dit vir ons tuis bring vanmôre? Dat God se liefde groot is. Dat God se liefde geen perke ken nie. Dat daardie liefde van God so van aard is, dat hy sy enigste ook kan gee, sodat die volk verlos moet word. Prys die naam van die Here. Amen. En die laaste gedeelte sê, deur sy wonde het daar genesing gekom. Prys die naam van die Here. Nou geliefdes, voor iemand genesing moet ontvang, moet daar iets wees mos. Is dit nie so nie? Daar moet eers pyn wees, sodat voor jy op die genesing moet uitkom. Want iemand wat gesond is, het mos nie pyn nie. Prys die naam van die Here. Iemand wat nie aan omstandighede het nie 'n probleem nie. Verstaan nie julle vanmôre? Maar jy moet eers deur dit kom om daardie genesing te kan ontvang. Prys die naam van die Here. En daardie genesing kom van bo. Is ons saam geliefdes. Vanmôre kan ek woorde uiter. Ek kan vanmôre u aanmoedig. Prys die naam van die Here. Maar wat vrede bring is God. Amen. Vanmôre kan ek woorde uiter. Maar wat genesing bring, genesing is van bo. Prys die naam van die Here. Wat ek wel kan doen is, ek kan u nader bring aan die woord van God, want wanneer jy die woord van God verstaan, dan sal die genesing kom. Prys die naam van die Here. Baie kere gebeur dit dat ons uit onkunde nie die woord ken nie. Nou staan ons ver en ons vergaan in ons pyn. Nou die Here sê vanmôre, ek het jou gevorm. Jy is myne. Ek het jou op jou naam genoem. Ek ken wat jy deurgaan. Ek ken die pyn wat jy deurgaan. Baie kere soek ons oplossing in hierdie wêreld. Maar my broers en my susters, daar is nie oplossing in hierdie wêreld nie. Daar is niemand wat vir jou probleem kan oplos nie. Prys die naam van die Here. Ek weet nie of julle saamstem met my nie. Maar wanneer jy weer iemand met jou omstandighede kom, ons het sien aarding hoe my. Prys die naam van die Here. As jy self jouself hoor môre, wanneer jy by jou broer en suster gaan, ek sê nie almal is so nie, maar jou omstandighede met hom deel. Ai, prys die naam van die Here. Maar môre hoor jy dit op straat. Maar God is nie so nie. Prys die naam van die Here. Hy's 'n God wat Amen. Hy's 'n God wat jou omstandighede vat en in sy hart plant. Prys die naam van die Here. Daarvoor geliefdes,
is daar baie godsmanne is daar. Maar baie min is uitgekies. Prys die naam van die Here. Baie min is uitgekies. Verstaan julle hy gedeelte? Hoekom is hy min uitgekies? Omdat hulle die geheim van God kan dra. Prys die naam van die Here. So môre is daar godsmanne waarmee jy jou probleem kan deel, maar jy sal dit nooit hoor nie. Dit is tussen jy, God en die godsman. Dis ons saam. Amen. Prys die naam van die Here. So ons moet versigtig wees met wie ons deel. Amen. Ons moet versigtig wees vir wie ons omstandighede gee. Vir my suster, my broers, vanmôre is beter dat ons omstandighede by God bring. Sit dit neer by die voete by God. Dan is jy verseker dat daar vrede sal kom. Dan is jy verseker dat daar oplossings sal kom. Prys die naam van die Here. So. Amen. Amen. En hy het sy enigste seun gegee sodat ons verlos moet word. So die seun het al reeds gesterwe sodat ons nuwe lewe moet hê. Prys die naam van die Here. Amen. Maar ek wil iemand aanmoedig vanmôre en sê, bring jou probleem by God. Sit dit by die voete neer van God. God ken jou hart en hy ken jou siel. Want hy is jou maker, hy het jou geskape. Prys die naam van die Here. Want dit gebeur dat ons baie kere gaan ons van die kerk na die ander kerk, dan kry jy nie oplossing van profeet na profeet. Ek is baie jammer. Maar ons moet oppas wat ons beweeg. Prys die naam van die Here. Die man van God het so profeteer die. Nou kom dit nie gebeur nie. Die Bybel sê wanneer dit nie gebeur nie, pastor. Wanneer 'n profesie nie waarheid word, is dit 'n leugenaar. Is so saam. Amen. Prys die naam van die Here. Want deesdae word jy geprofeteer sodat jy net kan bly raak. Prys die naam van die Here. By God is nie 'n ding van jy moet kom bly raak nie. By God is 'n ding van jy moet konstant moet jy staan by hom. Prys die naam van die Here. Moenie weggewaai word nie. Is ons saam? Amen. Luister die woord van God wanneer dit uitkom en bêre dit in die hart. Maar baie kere sê ons, that one is a boring church. It's a boring. Laat my keer boring. Laat my keer prophesy, Matty. Hey! Is dit so? Baie keer sê ons, die kerk is boring. Daar word nie geprofeteer nie. God se woord sê, soek God en sy geregtigheid. En die res sal vir jou bygevoeg. Amen. Hy is simpel soos dit, soek God met jou hele hart en siel en met jou verstand en alles sal vir jou gegee. Prys die naam van die Here. Profesie sal jou nie daar bring nie. God soek vir jou. God sê, bekeer tot my, kom na my toe en ek sal vir jou vorentoe vat in jou omstandighede. Prys die naam van die Here. Nou kom wag ons vir 'n profesie. Prys die Here. My susters, my broers, ons wag ons profesie. Is dit so? Wag jy ook 'n profesie? Prys die naam van die Here. Want die godsman sê ken hy prophesy, dan beteken dit hy praat wat hy dink. Is dit nie so nie? Nou God sê soek vir hom en sy geregtigheid en die res is op die skinkel. Is dit moeilik, pastor? Amen. Soek net God en die res is vir jou gegee. Amen. As jy God het, het jy alles. As jy God het, het jy alles. Want God is alles. Hierdie wêreld en alles wat hierop is behoort aan hom. Prys die naam van die Here. Dit behoort nie aan mens nie. Nou hoekom soek jy nie die makker nie? As jy die makker het, dan sal hy vir jou alles gee en oorvloei. Is ons saam geliefdes. Amen. So vanmôre moet ons terugkeer uit ons verkeerde weë uit. Kom terug, make a U-turn. God wag jou met oop arms. Prys die Here. Soos hy die verlore seun gewag het. Is dit so? Soos die vader sy verlore seun ingewag het. En waarvan die broer gesê het, hoekom moet vir hom die vet gemaaktes geslag word? Maar min het die broer geweet dat die vader hom wag. Sy broer wag met oop arms. Prys die naam van die Here. So kom ons keer terug. Kom op ons knieë. Ons het laas Sondag gesê, wanneer jy regop staan en bid, dan sal die wind jou waai. Maar as jy op die knie is, dan gaan die wind bo oor
Want die wind raak die hoë bome. Is ons saam? Is dit so oupa? Die lang bome kry die meeste wind. So bly op die knieë en laat die wind verbygaan. Amen. Amen. Amen.